Welkom by les 1. Ons gaan vandag behandel bladsy 8 tot 10. Ons gaan kyk na die hersiening van graad 10 en 11 se ondernemingsvorme. Dan is daar ook 'n inleiding tot die publieke maatskappye en ons gaan ook kyk na die verkoop van aandele. In graad 10 en 11 het julle aandag gegee aan 3 ondernemingsvorme, naamlik die eenmanssaak, vennootskappe, as ook sportklubs. Twee van die groot probleme wat by hierdie ondernemingsvorme ondervind word, is die generering van genoeg eie kapitaal, as ook die feit dat eienaars gesamentlik as ook afsonderlik verantwoordelik gehou kan word vir die skuld van die onderneming. As gevolg hiervan het die vraag na 'n ondernemingsvorm sonder die probleme om voldoende kapitaal te bekom en waar die eienaars nie aanspreeklik is vir die onderneming se skulde nie, dus ontstaan. Kom ons kyk en vergelyk die 3 ondernemingsvorme dan met mekaar. Ons begin met die eenmanssaak. Ons weet 'n eenmanssaak het een eienaar en hierdie eienaar is dan verantwoordelik om al die kapitaal te verskaf, maar is ook verantwoordelik en alleen aanspreeklik vir enige van die skulde. Hierdie eienaar sal ook dan al die winste kry, en ons het die volgende 2 rekeninge gebruik om die eienaarsbelang te bereken. So ons het die kapitaal rekening gehad, as ook die onttrekkingsrekening. Die finale rekening aan die einde van 'n finansiële jaar was dan die handelsrekening en ook die wins- en verliesrekening. Dan het julle gekyk na vennootskappe. Nou vennootskappe, weet ons het 2 tot 20 vennote en elkeen dra by vir kapitaal op een of ander vorm. Het sy dit nou finansiëel is of deur 'n ander vorm van 'n bates soos toerusting of voertuie. En hierdie vennote is dan gesamentlik as ook afsonderlik aanspreeklik vir enige skulde in die vennootskap. Hulle deel die winste aan die einde van 'n finansiële jaar of hoe ook al dit dan ooreengekom is in die vennootskap ooreenkoms. En die eienaarsbelang het ons dan 'n kapitaalrekening gehad vir elke vennoot. Ons het 'n privaat rekening gehad vir elke vennoot en ons het ook 'n onttrekkingsrekening gehad vir elke vennoot. Dan aan die einde van die finansiële jaar het ons finale rekeninge gehad wat dan die handelsrekening was, die wins- en verliesrekening, as ook 'n verdelingsrekening. Nou kom ons by 'n publieke maatskappy. Nou 'n publieke maatskappy het aandeelhouers en die aandeelhouers is beperk deur die aantal gemagtigde aandele. Nou gemagtigde aandele beteken die hoeveelheid aandele wat 'n maatskappy aan die publiek kan vrystel om gekoop te word. En wanneer daardie aandele dan verkoop word, vorm dit dan deel van die kapitaal. En daardie persoon word dan nou 'n aandeelhouer van hierdie maatskappy. Nou aandeelhouers se aanspreeklikheid vir skuld is slegs beperk tot die waarde van aandele wat hy besit. So met ander woorde, as jy as aandeelhouer 100 aandele gekoop het teen R10.000, dan is die R10.000 die enigste ding wat jy het om te verloor. So jy is glad nie aanspreeklik vir enige skuld wat die maatskappy sou aangaan nie. Dan die winste word verdeel in 'n vorm van dividende en dit word dan deur die maatskappy se winste toegelaat. So met ander woorde, as daar dan nie genoeg winste is nie, sal daar dan nie dividende uitgegee word in daardie jaar nie. Partymaal gebeur dit dat maatskappye wel dividende 2 keer 'n jaar kan uitgee as gevolg van 'n goeie winsopbrengs. Nou aandeelhouersbelang het ons dan nou hier 2 nuwe rekeninge genaamd die gewone aandelekapitaal
en behoue inkomste. Nou ons sal later meer in detail na die twee rekeninge kyk. Dan het ons finale rekeninge aan die einde van die finansiële jaar en hulle lyk baie dieselfde soos die vennootskapsin. So ons het 'n handelsrekening, wins- en verliesrekening en 'n verdelingsrekening. Kom ons kyk bietjie dieper na 'n maatskappy. 'n Maatskappy is 'n regspersoon en is aanspreeklik vir sy eie skulde. Soos ek vroeër vir julle genoem het, daarom al wat aandeelhouers kan verloor is die bedrag wat hy in die maatskappy belê het in die vorm van aandele wat gekoop was. Nou as ons kyk na die stigting van 'n maatskappy, het ons 'n prokureur nodig om die volgende 3 dokumente vir ons op te stel. Nou die eerste een is 'n akte van oprigting. Hierdie dokument sit al die doelstellings en die aard van die besigheid uiteen. Dit bevat ook dan nou natuurlik die naam van die maatskappy en dan dit sal eindig met die woord beperk of die afkorting BPK. Dit is wat vir ons gaan wys dat dit 'n publieke maatskappy is. Die tweede ding wat ons moet doen is ons moet 'n statute kry. Nou hierdie dokument is die dokument wat al die aktiwiteite en die verantwoordelikhede van die bestuur van die maatskappy duidelik sal omskryf. Kyk, dit bevat ook enige interne reëls en regulasies wat die maatskappy dan sou hê. Derdens kyk ons dan na die prospektus. Hierdie is die uitnodiging wat dan sal uitgaan aan die publiek om dan aandele van die maatskappy te koop. Kom ons kyk nou bietjie na die hulpjoernale en die grootboekrekeninge. Nou die eerste ding wat ons nou gaan kyk is die aandelekapitaal van 'n maatskappy. 'n Maatskappy verkry sy kapitaal deur aandele aan die publiek te verkoop. Nou die eerste belangrike ding is dat jy moet onderskei tussen gemagtigde aandelekapitaal en uitgereikte aandelekapitaal. Nou gemagtigde aandelekapitaal het ek al reeds vir julle vroeër genoem. Dit is die hoeveelheid aandele wat 'n maatskappy gemagtig is om uit te reik of te verkoop. Met ander woorde, daar is net 'n sekere hoeveelheid aandele wat 'n maatskappy kan beskikbaar maak aan die publiek. 'n Maatskappy kan nie besluit om net aandele by te sit nie, daar is net 'n gemagtigde hoeveelheid beskikbaar. Dan uitgereikte aandelekapitaal is dan natuurlik die hoeveelheid van hierdie aandele wat gemagtig is, wat wel verkoop is of uitgereik is en verkoop kan word. Tweedens, baie belangrik is die prys waarteen hierdie aandele dan verkoop gaan word en hierdie prys moet vasgestel word voor dit op die Johannesburgse effektebeurs vrygestel word. So daar bestaan verskillende tipe aandele. Ons gaan egter net konsentreer op gewone aandele sonder 'n pariewaarde. Dit beteken dat daar nie 'n vasgestelde prys vir die aandele is nie. En dit maak dat die prys dan natuurlik kan styg en daal. So, wanneer ons hierdie aandele dan vrystel, stel ons dit vry op 'n uitreikprys. So ons noem dit 'n uitreikprys. Die eerste keer wanneer dit op die Johannesburgse effektebeurs geplaas word, sit ons 'n uitreikprys en daarna, wanneer die pryse dan nou op of af beginne beweeg, noem ons dit die markprys. Opsommend kan ons dus dan nou die volgende sê, dat gemagtigde aandelekapitaal die totale aantal aandele is wat 'n maatskappy gemagtig is om uit te reik met geen randwaarde nie. So dit is die fisiese aandele wat uitgereik mag word, byvoorbeeld 100 000. Uitgereikte aandelekapitaal verteenwoordig dan die aantal aandele wat reeds aan die publiek uitgereik of verkoop is. Byvoorbeeld 20 000 gewone aandele was dan uitgereik teen 'n uitreikprys, so dit was nou die eerste keer wat dit op die Johannesburgse effektebeurs was,
van R12.25 elk, en dit beteken dat ons dan R245.000 sal wanneer ons daardie 20.000 aandele dan verkoop het. Hierso het ek net vir julle gewys, 20.000 maal die R12.25 gaan vir ons hierdie 245.000 gee. Daarna is 'n verdere 30.000 aandele teen 'n uitreikprys van R18.50 elk in die mark vrygestel. So dit beteken dan ons gaan sê 30.000 maal met die R18.50 en dit sal dan vir ons hierdie R555.000 gee. So die uitgereikte aandele is 50.000. Hoe het ons by die 50.000 uitgekom? Onthou, ons het eers 20.000 uitgereik teen R12.25 en toe reik ons weer verdere 30.000 uit teen R18.50. So as ons daai dan nou bymekaar tel, gee dit vir ons die 50.000 aandele, en wanneer ons dan die waarde van hierdie aandele bymekaar tel, met ander woorde die 245.000 en die 555.000, gaan dit vir ons hierdie R800.000 gee. So die waarde van al 50.000 aandele is dan R800.000. Nou, wanneer ons die gemiddelde uitreikprys wil uitwerk, gaan ons moet die 800.000 vat, so die totale waarde van al die aandele wat uitgereik was, so 800.000, en dan deel ons dit deur die totale hoeveelheid aandele wat uitgereik was, die 50.000. En dit sal dan vir ons 'n gemiddelde prys gee van R16 per aandeel. Kom ons kyk na die eerste voorbeeld. So in hierdie voorbeeld gaan ons kyk na die uitreik van gewone aandele kapitaal teen verskillende uitreikpryse, as ook die berekening van gemiddelde uitreikpryse. So die eerste transaksie wat hulle vir ons hierso gee, is dan op Januarie die 31ste. Hulle sê vir ons die maatskappy se naam is Keanu Beperk, en hulle het 'n gemagtigde aandelekapitaal van 500.000. Met ander woorde, hulle mag nie meer aandele as 500.000 aandele uitreik nie. Dan het hulle sommer op dieselfde dag 100.000 aandele uitgereik teen 'n uitreikprys van R2. So as ons dit nou sou bereken, dan die waarde van daardie 100.000 aandele is dan R200.000. Dan op 31 Mei het hulle verdere 200.000 aandele uitgereik, maar nou het hulle dit uitgereik teen 'n uitreikprys van R2.60. So met ander woorde, die waarde dan van hierdie 200.000 aandele is dan nou 520.000. Op Oktober die 30ste het hulle dan die oorblywende aandele wat ons dan sal bereken, uitgereik teen 'n uitreikprys van R3.40. So hoe gaan ons nou uitwerk wat die oorblywende aandele is? Onthou, hulle is net gemagtig tot 500.000 aandele. So ons gaan die 500.000 vat minus die 100.000 van die 31ste Januarie en ook minus die 200.000 van die 31ste Mei. Dit los hulle dan met 'n verdere 200.000 wat hulle dan teen die uitreikprys van R3.40 per aandeel uitgereik het en daarvoor dan 'n waarde van R680.000 het. Nou sal julle seker wonder watter hulpjoernaal julle moet gebruik vir hierdie transaksies. Nou onthou, hierdie is verkope van aandele, met ander woorde ons ontvang geld, so daardie joernaal sal dan die kontant ontvangste joernaal wees. Soos julle weet, sal dit dan in die bankrekening geplaas word, en dan ons kontrarekening sal wees gewone aandelekapitaal. Daar is ook 3 verskillende brondokumente wat julle kan gebruik. Dit kan 'n bankstaat wees, dit kan 'n duplikaat kwitansie wees, of ons kan vir hulle 'n aandelesertifikaat uitreik. Verder vra hulle nou vir ons om die gemiddelde aandeleprys na 31 Mei, baie belangrik, na 31 Mei te bereken,
So, na 31 Mei beteken ons gaan net die berekeninge tot en met hier gebruik. As julle kan onthou, het ek vroeër vir julle gesê, om die gemiddelde aandeleprys uit te werk, moet ons die totale waarde van die aandele kry, as ook die totale aandele. So, dit beteken dan 720.000 gedeel deur 300.000 aandele. Hoe het ons die 720.000 gekry? Dit was dan die waarde van die 100.000 op 31 Januarie plus die waarde van die 200.000 op 31 Mei. Ons het ook dan daardie aandele bymekaar geplus, die 100.000 plus die 200, en dit is wat vir ons die 300.000 aandele gegee het, en daarom het ons 'n gemiddelde prys gekry van R2.40. Volgende vra hulle ons om die gemiddelde aandeleprys uit te werk na 30 Oktober. So nou gaan ons al hierdie transaksies gebruik om dit te bereken. So ons gaan al hierdie waardes bymekaar plus, om die totale waarde dan te kry, wat 1.4 miljoen is, of 1.400.000. So dis daai 720.000 plus dan hierdie laaste waarde van 680.000, en ook die totale 500.000 aandele, wat dan daar die 300.000 is, plus die laaste 200.000 aandele van 30 Oktober. So as dit dan met mekaar deel, kry ons dan 'n gemiddelde aandeleprys van R2.80. Nou gaan ons gou kyk na die algemene grootboek, en ons gaan spesifiek kyk na die gewone aandelekapitaalrekening. Soos julle kan sien, hierdie is 'n balansstaatrekening, en dit is ook 'n eienaarsbelangrekening. Ja, en dit maak ons eienaarsbelang meer aan die kredietkant. So die 31ste Januarie gaan ons dan 'n kontrarekening bank hê. Ons het dit in die kontant ontvangstejoernaal geskryf, die KWJ, en die bedrag wat ons daar ontvang het was R200.000. Dan het ons op die 31ste Mei weer bank, KWJ, en ons het R520.000 dan ontvang. So die totaal van daardie twee saam was dan daai 720.000. Dan het ons verder op 30 Oktober weer aandele vrygestel of uitgereik, en ons het daarvoor bank, KWJ, en ons het daarvoor R680.000 ontvang. So ons het 'n totaal van 1.4 miljoen of R1.400.000 dan ontvang vir ons gewone aandelekapitaal.